Ons gaan vanaand stil staan by die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het. Voordat ons by hom stil staan. Here God, ons kom vanaand weer voor u grootheid staan. U is heilig, u is magtig, u is oneindig groter as ons. Kan saam met my sê, ons lê ons lewe, ons wil, ons drome en onsself voor u neer. Neem ons as 'n lewende offer, heilig en welgevallig aan u. Want u alleen is waardig, u grootheid roep ons tot oorgawe. Here, verbrand in ons alles wat nie van u is nie, en vul ons met u Heilige Gees. Amen. Here God, in hierdie aand is dit ook ons gebed, dat u alles wat nie van u af is nie, sal begin uitwis in ons lewe, en dat u deur u woord vormend in ons lewe sal werk, dat ons meer en meer kan word, dit wat u wil hê ons moet wees, o Heer. Dankie Here, dat ons kan weet, u is saam met ons, u is by ons, en ons hou aan u vas. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Met die dat ons besig is met offers, met die dat ons besig is met oorgawe, gaan ons ook elke geleentheid stil staan by 'n martelaar van die vroeë kerk. Martelare is mense wat gesterf het vir die feit dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Vanaand staan ons stil by Ignatius van Antiochië. Ek gaan sommer net 'n kort samevatting lees oor sy lewe. Ignatius van Antiochië was 'n vroeë biskop en martelaar wat sy geloof nie wou verloon nie. Hy het geweier om die keiser en die Romeinse gode te aanbid, en daarom is hy onder Trajanus gearresteer en na Rome gestuur om tereggestel te word. Sy dood was 'n marteldood uit geloofsgetrouheid, nie omdat hy 'n misdaad gepleeg het nie. In sy briewe onderweg na Rome het hy dit self so verwoord: Ek is God se koring, en ek sal deur die tande van wilde diere gemaal word, sodat ek Christus se suiwer brood kan wees. Dit vat sy hele lewe en sy dood saam. 'n Biskop wat die kerk wou versterk, wat Christus duidelik as God en mens verkondig het, en wat sy eie martelaarskap gesien het as 'n offer, wat die geloof van die mense sou voed. Ignatius van Antiochië. U kan die Bybels vir my oopmaak by Matteus 19, vers 16 tot 30. Matteus 19, vers 16 tot 30. Hierdie verhaal vind ons ook in Markus 10, as ook in Lukas 18. Ek lees die 83 vertaling. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê: Meneer, watter goeie daad moet ek doen om nog die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê: Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel u, het hy hom gevra. Jesus het gesê dit: Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê. In watter opsig skiet ek dan nog tekort? Jesus het hom geantwoord: As jy dus volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes. Kom en jy sal dan 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het vir sy disippels gesê: Dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het hulle geweldig ontstel en hulle het gesê: Wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê:
Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en die gevolg, wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die Seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat terwille van my naam afgesien het van huise, broers of susters, vader, moeder of kinders of grond, sal 100-maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis verkry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Hierdie is 'n teks wat baie maal verkeerd verstaan word. Hierdie teks is geensins gerig op vooruitgang nie. Hierdie teks is geensins gerig op mense wat welvarend is nie. Die aanhaling wat die Here Jesus gebruik is ook geensins om te sê dat iemand met wie dit finansiëel goed gaan, is nou verdorwe of verdwaald of verkeerd nie. Is geensins wat die Here Jesus hiermee probeer sê nie. Jesus is besig om vir iemand hier 'n diep lewensles te leer. Ons kom in hierdie gedeelte agter, in Matteus word daar genoem, 'n sekere iemand het na Jesus gekom. Wat ons wel moet verstaan in hierdie gedeelte is, dat dit 'n ryk jong man was. Uitermate ryk word daaroor om geskryf in die Grieks. Dis belangrik om te onthou dat dit so genoem word, want in die konteks van 'n goeie getroue Joodse jong man, is rykdom en welvaart 'n teken gewees van God se seën in jou lewe. Onthou, daar's vir 'n getroue Jood 3 goed gewees wat kenmerkend is dat God by hom is. 1, hy sal 'n land in besitting hê, Israel. Hy sal sy eiendom hê wat hy bewoon, en hy sal voorspoedig wees in dit wat hy aanpak. Dit was die identiteit en die ideaal wat enige Jood nagejaag het, want dan is dit 'n teken dat hy reg leef. Wat interessant van hierdie gedeelte is, dat daar word verwys dat hy jonk is, 10-1 in die vleur van sy lewenskrag. Ander gesprekke, of ander tekste oor hierdie gesprek, kan ons gaan kyk. Lukas noem hom 'n regeerder, 'n gerespekteerde of 'n godsdienstige leier. Dis die ouens wat in regeringsposisies was in hierdie tyd. Hy was waarskynlik 'n Joodse leier, miskien 'n sinagoge regeerder, of selfs 'n lid van die Sanhedrin. Hy was dis nie net ryk nie, maar hoog gerespekteer in die godsdienstige gemeenskap. Hierdie was regtig 'n goeie ou. Regtig. Sy ma sou op hom trots gewees het. Hy het alles reg gedoen. Modelkandidaat, troumateriaal. Hy is voorgehou as die een in sy gemeenskap. My kind, daai man staan op sy voete. Kyk hoe goed gaan dit met hom. Hy kom na die Here Jesus toe met die regte vraag: wat moet ek doen om die ewige lewe te vererf? Maar sy vraag openbaar egter sy hart. Hy soek 'n prestasie of 'n daad wat hy kan verrig. In sy kop was hy nie soekend na dit wat Jesus voorgehou het nie. Hy wil weet, wat kan ek doen om nog daai stappie beter te wees? Nou is dit weer belangrik om te onthou hoe 'n Fariseer se kop gewerk het. 'n Fariseer het geglo, hoe meer goeie goed ek doen, hoe dieper is God in die skuld by my, en hoe meer moet hy my seën, want regtig ek is hom oulik. Dis hoekom hy vir die Here Jesus sê, al daai gebooitjies waarvan jy praat, dit kom ek na. Sê vir my, wat nog, laat ons dit gou afhandel. En die Here Jesus sê vir hom, verkoop, raak ontslae.
Die sleutel wat hierdie teks oopsluit, ek lees dit weer vir in die Ou Testament, veral in die Fariseëse denke van die eerste eeu, is rykdom dikwels gesien as God se beloning vir 'n regverdige lewe. Kyk byvoorbeeld in Spreuke 10 vers 22, die seun van die Here maak ryk, of kyk na die verhaal van Job en Abraham, as jy die wet gehou het en ryk was jy duidelik onder God se guns. Die ryk jong man was dus nie net godsdienstig nie, hy was 'n toonbeeld van suksesvolle godsvrug. Uitgesorteerde jong man wat by Jesus kom. En dan kom ontmasker Jesus hom. Jesus nooi hom nie na godsdienstige programme toe nie. Hy nooi hom na 'n lewe van radikale afhanklikheid. Die lewe van die ptogios, die armes, die bedelaars wat totaal op God aangewese is. Dis 'n omkering van alle waardesisteme van die tyd. Jesus sê vir hom, as jy 'n geseënde lewe wil leef, dan moet jy begin afhanklik raak van God. Want dis waarin die seën lê. Jesus sê eintlik vir hierdie ryk jong man, as jy my wil volg, moet jy jouself stroop. Stroop van jou status en jou identiteit. Stroop jou van dit waarop jy roem. Stroop jou van jou onafhanklikheid. Stroop jou van die goed wat jou bekommerd maak. Nou die disippels sit hier agter, hulle sit hierdie besigheid en kyk, en 10 teen 1 pomp hulle mekaar so hier onder in die heup en sê, hier gaan nie maklik wees nie. Ons het allemaal iets hiervan reg gekry, maar nou maak die Here Jesus nog 'n verdere uitlating, as hy sê, want onthou, dis vir 'n kameel makliker om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryke om die koninkryk te beerwe. Eerste ding wat in jou gedagte kom, as jy naaldwerk ken, naald se oog, niks met naaldwerk te doen nie. Alle stadspoorte in die Bybelse tyd het 'n groot deur gehad. Dit was sekuriteit. JWC, daar sit hy. Maar binne in die deur het hulle nog 'n kleiner deur gehad. Dit was hy die naald se oog gemaak. So as daai deur toe is die deur toe, en as daai deur oop is, vorm dit die naald se oog. Nou kom die reisigers met hulle kamele in, om in die stad te kom. Maar vir die kameel om nou deur daai poort te kan gaan, moes hy dan nou op sy knieë afgaan en inskuifel, want hulle definitief vir die sekuriteit van die stad oopgemaak, sodat 'n kameel kan inneem. Want onthou, die bandits het hier gelê en wag. So dit was regtig moeite vir die kameel om daar in te kom. En hierdie jong man sou presies verstaan het, want hy sou baie kamele gehad het wat na hom toe gegaan het, of baie kamele gehad het waarmee hy besigheid gedryf het. En hy besef wat se moeite is dit om die kamele in en uit te kry, sodat hy aan sy welvaart kan bou. En die Here Jesus gebruik hierdie beeld om te sê, vir 'n kameel is dit nog maklik om deur die oog van 'n naald te gaan. Maar vir 'n ryke, Hoekom gebruik die Here Jesus die woorde so? Hy probeer eintlik vir die mense sê, weeg bietjie op. Weeg bietjie op, want sien, as jy onafhanklik is dit maklik om te dink, ek het nie God in my lewe nodig nie. Ek hoef nie vir julle Israel se geskiedenis nou te vertel nie. Toe dit met hulle goed gegaan het, en hulle onafhanklik geleef het, toe was God 'n bysaak. Maar toe dit begin moeilik raak, en toe dit begin elendig raak, toe kruip hulle terug na die Here toe. Maar wanneer ek met my chequeboek kan ons sit nie met chequebooks nie, wanneer ek kan EFT, is alles mos reg.
Maar wat maak ek die oomblik as ek nie kan EFT nie? Eintlik sê die Here Jesus vir hierdie jong man, jy moet jou afhanklikheid herbesoek. Waarvan of van wie is jy regtig afhanklik vir elke dag? Want op die oog af leef jy uitgesorteer. Jy gaan so ver om vir my te vra, wat kan ek nog doen? Met ander woorde, wat kan my nog meer red? Wat kan my nog meer geseënd maak? Toe sê die Here Jesus vir hom, stroop jouself. Jy kan nie God se identiteit aanneem, is jou eie identiteit nog vir jou te belangrik is. Want jy jong man, jou identiteit lê juis in die feit dat dit met jou so goed gaan. Dis wie jy is, voorspoedig, gesien, dalk nog 'n kerkleier. Almal het geweet wie hy is. Op 'n afstand gesien, daar kom hy aan. Maar die Here Jesus sê vir hom, 'n lewe in navolging van my gaan jou kos. Ek wil amper tong in die kies sê, die Here Jesus sê nie vir hom, gee net 'n tiende nie. Hy sê vir hom alles. Want sien hierdie jongman mis iets. As een deel van die wet wat hy nie nakom nie. Naaste liefde. Want die feit dat dit met hom so goed gaan en hierdie vir hom so bietjie in botsing bring, wys dat hy nie regtig lekker daai deel van die wet reg gekry het nie. Want eintlik sê die Here Jesus vir hom, sit die mense rondom jou op dieselfde voet as jy. Kry nog mense onafhanklik. Dis hoekom hy sê, gaan gee alles vir die armes. Sit hulle beter af. Trek bietjie die arme man se skoene aan. Ontledig jouself. Want jy het nou niks en hulle het nou alles. En dan kom stap jy agter my aan. En interessant genoeg, hierdie man kon nie daai teruggee nie. Hy het trots aangestap gekom en sterk tussen die bene weggestap. Hy begin juis met die woorde, goeie leermeester. Hy probeer aan Jesus se status toedig. Jy weet, ons is aan goeie mense, jy weet, ons goeie mense praat hier met mekaar. Ons gaan nie nou met hierdie plebs besig wees nie, ons goeie mense. So hy probeer hom op 'n manier, op 'n 1-tot-1 met Jesus kry. En ek dink toe die Here Jesus daar antwoord, toe moes hy klaar besef, ek is nou uit my diepte uit. Want toe vra Jesus vir hom, hoekom noem jy my goed? Niemand is goed nie. So Jesus sê vir hom, daai selfvoldaanheid waarmee hy ingestap gekom het, beteken niks. Want jy dink jy's goed. Maar jy is nie. As net een wat goed is. En is God. En daar sit die disippels in 'n krisis. As die goeie mense dan nou nie gered kan word nie, wat dan? Onthou, hulle het nog nie verstaan van kruisiging en al die goed wat nog moet gebeur nie. In hulle koppe is dit, hierdie ouens is uitgesorteer, hulle is aan die goeie man, en nou hoor hulle, die goeie mense gaan nie gered word nie. Wat nou, wat bly dan nou oor? Sê Jesus, dis maklik, by God is alles moontlik. By God is dit moontlik. Maar hy vra vir die disippels ook om anders te kyk, om anders te dink.
Moenie vasgevang raak in die, wil ek amper sê, in die byvoordele nie. Moenie dink dat as dit met jou goed gaan, alles is reg hè. Want toe dit saak maak, toe kon hy nie. En ons gaan hierdie hele week, al die ander offerverhale wat ons by gaan stilstaan, gaan ons in verband bring met hierdie ryk jong man se worsteling en sy striweling. Ons gaan by Abraham stilstaan wat vir Isak offer. Ons gaan by die arm weduwee staan. Ons gaan stilstaan by Maria wat Jesus se voete salf. En dan donderdag aand by die offer der offers, Christus. En dan gaan ons vanuit Christus se offer terugkyk en al hierdie offerverhale in verband bring. Want daai offerverhale trek almal na een storie toe. In Christus gaan hierdie hele besigheid sin maak. Maar vir die ryk jong man was dit net een te veel. Vir die ryk jong man was hierdie net daai stappie te veel gevra. Hoekom? Van die vertaling sê, want hy het baie gehad. Dit wat hy nou vra, is 'n bietjie te veel gevra. Regtig, moet ek regtig alles gee? Ek kom dan nou die hele wet na. Sien, hierdie is 'n na bergpredikasie openbaring wat die Here Jesus hier maak. Onthou, hy het klaar die bergpredikasie gepreek. In die bergpredikasie is daar twee dinge wat baie mooi duidelik is. 1, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal in jou gegee word. Eintlik sê die Here Jesus vir die jong man, maak tyd om in God se koninkryk te werk. Maar vir jou gaan dit kos. Ek wil nie sê Jesus het hom ontmasker nie, maar hy het definitief die antwoord gekry waarmee hy opgestaan het vanmôre, toe hy gedink het, vandag gaan ek vir hierdie man vra, wat gaan my nog ouliker maak he? Want hy het op sy terme na Jesus toegekom. Hy het kom onderhandel. En Jesus sê, vir my navolging van God, is jy nie die een wat onderhandel nie. Want God se onderhandeling en God se som lyk anders as joune. Maak jouself afhanklik van die lewende God. As Jesus vandag voor jou kom staan en hy nooi jou uit om alles te los wat jy as 'n pluspunt in jou godsdienstige lewe beskou, wat bly dan van jou oor? Westerse denke maak, laat ons dink, dat die ewige lewe is 'n private besitting wat ek byvoeg tot my lewe. Dit moet inpas by my.
En die verbruikerskultuur wat daar buite leef, maak dat die evangelie gesien word as 'n transaksie waarin ek gehoorsaamheid gee en dan sal God redding gee. Is vir ons westerlinge moeilik om hierdie tipe goed te verstaan. Want ons is groot gemaak met, jy moet op jou eie voete staan. En jy moet genoeg voorsiening maak vir een dag. Ek sê nie nou hiermee, julle weet wat ek wil sê. Ek beweeg glad nie daar nie. Jesus kom sê eintlik vir hierdie ou, ontwortel jouself. Maak die ankers wat jy vir jouself gebou het los. Want miskien wil ek jou Phuket toestuur om daar in die strate te gaan werk. Want radikale oorgawe beteken dat ek nie my hoop op tasbare dinge stel nie. Die psalmdigter sê dit so mooi, sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die Here ons God. Maar moet asseblief nie dat voorspoed, sukses, ek is die Here dankbaar as dit in jou lewe daar is, maar moenie dat dit jou identiteit bepaal nie. Nog 'n hektaar gaan jou nie 'n beter mens maak nie. Jesus daag hierdie man uit om sy identiteit te heroorweeg. Leef ek in my sukses, in my voorspoed, in my vooruitgang? Of is ek totaal en al afhanklik van God? Ontledig en leeggemaak van dit wat my dalk net mag terughou. Hierdie ou was so naby, so naby. Hy kon net die vuurhoekie aansteek. Want sy baie was te veel gevra. Hierdie teks help ons ook om, ek lees dit sommer vir julle soos ek dit hier het, dis eintlik die doodskoot vir, kom ons noem het transaksionele godsdiens. Ons kan nie genoeg goeie dinge doen om die gaping tussen ons en God te oorbrug nie. Ons kan onsself nie die moeras van selfgesentreerdheid optrek en onsself as te ware uit die moeilikheid kom pluk nie. Iemand wat dink moet goed doen en nog goed bybring, is so goed, jy staan in 'n emmer en jy probeer jouself van die hingsel optel. Dis nutteloos. Jy gaan nie jouself gered kry nie. Jy weet, baie mense klou so vas aan ander rykdom, sosiale status, intellek, noem maar op. Dis nie noodwendig rand en sentie. Dink ons is by rand en sent al lank al verby. Ek wonder of dit waarmee ons vandag worstel nie maar dalk bietjie die sosiale rykdom is.
dalk in ons eie konteks. Die prys gaan te veel wees. Ek gaan te veel mense verloor. Ek gaan te veel, ek weet nie. Die ironie van die saak is, jy weet, om deur die smal poort in te gaan, beteken ook nie noodwendig jou redding nie. Want dit is nie daarvan afhanklik nie. Dit is afhanklik van God se ingrype. Dit is afhanklik van God se ingryping in ons lewe. Jesus sê vir sy disippels, by God is alles moontlik. Maar oppas. Oppas dat selfgenoegsaamheid nie maak dat hierdie vir jou te duur is nie. Maak jou los. Dan gaan dit nie oor Here, dit wat ek moet opoffer is te veel nie. Dan is dit eerder, Here, hier is ek met alles wat ek het. Met alles wat U aan my toevertrou het. Al my wysheid, al my kennis, al my insig. My alles, Here. Alles waarop ek roem, Here. Hier sê ek, Here, my hele pakkie. By U. Gemeet aan Christus se offer, kan ek nie dink dat iets meer werd is dit te sê. Jongman, bring alles wat jy het en kom sit dit voor my voete neer. Kom ek leer jou anders dink, anders doen. Kom ek leer jou om na die lewe te kyk soos ek na die lewe kyk. En kom ek help jou verstaan dat ek kyk nie na jou oor dit wat jy het of dit wat jy nie het nie. Ek kyk na jou, want jy is vir my kosbaar. Jy sal nooit goed genoeg wees nie. Moenie aan die goedheid vasklou nie. Hierdie man kon nie sy eie goedheid los hê. En hy stap hartseer weg. Want Jesus het te veel gevra. As jy gestroop voor die Here staan, wie is jy? Soekie, daar is ons daai gospel liedjie, when the music fades and all is stripped away and I simply come. I coming back to the heart of worship, ek dink dis sy naam. As jy daar rou voor die Here kom staan, wie is jy? As hy wat hy sy hulle wat gekonfronteer word.
As ek by die hart van aanbidding kom, Here, dan besef ek is net U wat saak maak en niks anders nie. My gebed is regtig dat die Here in hierdie week vir ons sal kom leer. Hoe lyk 'n gestroopte hart van aanbidding in volle vertroue en afhanklikheid van God alleen. Die ryk jong man is vir ons kant A. Die res sal kant B wees. Mag die Here vir ons sy hart wys, sodat die keuse vanselfsprekend is. Ek gaan nou geleentheid gee vir gebed. Ek gaan vra dat julle vir vanaand sommer so in groepe na mekaar toe sal beweeg en dat julle in 'n besonder vanaand sal bid vir ons gemeenskap. Dat julle sal bid vir ons gemeente en dat ons sal bid vir God se inspraak in ons eie lewe. Dat ons in ons toewyding sal groei en dat dit sal uitloop na buite. Daar's geleentheid vir gebed en sodra ek agterkom dat dit stiller raak, dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Here, dankie dat U ook vir ons kom help verstaan. Wat dit kos om U te volg. Is of alles of niks. Maar dankie Here dat U vir ons soveel meer het as goed. Mag ons goed en ons goedheid en ons goed gaan nooit, Here, keer dat ons op daai punt kan kom om oor te gee nie. En sien Here vir die kameel om deur die oog van die naald te kon kom as hy op sy knieë gaan. En die enigste manier hoe mens U identiteit opneem is ons op ons eie knieë moet gaan staan. En daar ons identiteit loop af lê en die identiteit in U sal optel, Here. Mag U die bepaler van goed in ons lewe wees. Want net U is goed. En dankie Here dat ons weet U is ons Here, ons Vader, ons Verlosser, ons Redder. En help ons Here om nie in die doen vas te val nie, maar om eerder te begin leef as 'n volgeling van U in U koninkryk. Nie as mense wat slawe van prestasie wil wees nie, maar as kinders wat weet wat dit beteken toe U gesê het dit is volbring.
Ons eer U daarvoor, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.